Goeiedag aan almal, ons is by sessie 58 en dan by Sondag 33 en daar is 'n hele paar vrae, maar ek gaan sommer skalk almal maar lees want hulle is kort en dan praat ons daaroor. En dis vraag en antwoord 88, 89 en 90. Die eerste vraag: uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? En dan kom die antwoord uit 2 dele: die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. En dan vra die vraag verder, maar wat is die afsterwing van die ou mens? En dan antwoord dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. En dan kom die vraag, maar wat is die opstanding van die nuwe mens? En dan kom die antwoord, dit is 'n uiterlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Skalk sommer dis 3 vrae wat verskriklik baie diep en betekenisvolle ervarings omvat, né? Ja. Is eintlik mooi kort gestel, maar as jy nou lekker oor dit gepraat, dan gaan dit oor wesenlike ervarings. Ja, daar's ons wat boeke geskryf het oor elkeen van hierdie ervarings. Ja, kom ons begin by 'n punt, Marius. Ek dink net, dis baie belangrik dat ons begryp dat hierdie nie pre-bekering, nie pre-Jesus aanneem, dis ervarings is nie. Dis nie, kyk, daar's baie mense vir wie bekering heeltyd net dit beteken, is dat jy gesê het, ek het nie in Jesus geglo nie, nou glo ek in Jesus. En dis waar, ek bedoel, dit is 'n bekering, dit is 'n omswaai van jou hart. Maar die katekismus is hier besig met mense wat reeds kan bely dat ek behoort nie aan myself nie, maar aan die Here Jesus wat my gekoop het. Dis my enigste troos in lewe en in sterwe. So die katekismus is besig met mense wat reeds in Jesus glo, wat reeds weet hoe groot hulle sonde en ellende was, wat reeds weet hoe hulle verlos is. En dan praat hy oor bekering en berou. Daar's oor berou, ek het geïnteresseerd geraak aan berou. Jare terug het ek 'n boek geskryf oor Josef oor Josef en sy broers, en sy broers wat daarna, na Josef hulle vergewe, berou kry. Ja. Nie voor Josef hulle, jy weet, dit is en toe het ek begin soek na berou in die Bybel, toe het ek regtig geïnteresseerd geraak. Want ons glo mos, want selfs as ek struikel en het berou, God sal vergewe, hy is getrou, ons sing dit so. Ek weet verseker, ja. Ek weet verseker, ja. En dan, ons dink dat die berou elke keer voor die vergifnis kom. Nee, die vergifnis kom voor die berou. Ek het eers berou as ek regtig ontdek hoe genadig en liefdevol hierdie Here is. Dan dink ek, hoe die Joos kon ek dit doen? Ag Here Jesus, asseblief. Maar dan het ek reeds sy liefde ontdek. Dan het ek reeds sy vergifnis ontdek. So die berou is nie voorwaarde vir verlossing nie. Berou is die gevolg van verlossing. En dis iets anders as rou ook, né? Rou is 'n hoop, is eintlik die berou het die hoop in. Die berou het die hoop in. Die berou is om jammer te wees. Die berou is om te sê, maar daai jammer is nie dieselfde gat as rou nie. Nee. Dit is 'n rou oor dit, maar dit is 'n dit is 'n die Engels sê uplifting rou. Dis iets wat jou motiveer, nie iets wat jou motiveer, ja. Daarom is dit deel van ons dankbaarheid. Uit hoeveel dele vra die katekismus, en dan sê hy uit 2 dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens, nee, en dit is hierdie 2 goed gebeur voortdurend in ons. En die afsterwing van die ou mens, sê hy dan,
is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Kyk, Paulus worstel met hierdie ding in homself, in Romeine 7, waar hy skryf oor die toestand van ons as mense. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. En die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek. En daar's 'n goeie, kyk, 'n bose mens wil nie die goeie nie. Ek het nou die dag geluister na 'n Joodse geleerde wat oor Netanyahu praat, wat sê he is a homicidal maniac. Hy's 'n moorddadige maniak. Hy wil nie die goeie nie, hy wil die kwade. Ek ken nie vir Netanyahu genoeg nie, maar die goed wat ek gesien het sê vir my dat hy lê nie wakker in die nag oor kindertjies wat sterf nie. Dit is vir hom alright dat dit gebeur. Maar as jy aan die Here Jesus behoort, dan wanneer jy jou hart vir hom gegee het, wanneer jy sy verlossing aanvaar het, dan is daar 'n goeie wat jy wil doen en 'n kwade wat jy nie wil doen nie. Maar dan ervaar jy, en dit maak die bekering 'n daaglikse ding, dan ervaar jy dag na dag dat daar 'n goeie is wat jy nie doen nie, maar jy wil dit graag doen, en 'n kwade wat jy nie wil doen nie, maar wat jy wel doen. En dan is dit 'n daaglikse aflê van die ou mens en 'n aantrek van die nuwe mens. En julle weet het, terwyl ek in hierdie stryd is die God se genade vir my nog dieselfde. Selfe. Ja, en dis die punt is jy voel verwerp gewoonlik en jou kop sê vir jou, God kan my nie lief hê nie. En ek dink dis wat weer die dankbaarheid en die berou so intens maak, né? Om te kan verstaan, maar dit vat tyd. Skalk, dit gebeur nie. Hierdie vat tyd. Jy praat nou van wees, ons kom een keer in ons kom, baie mense het die bekeringsoomblik, wat sê ek bekeer my tot God. En dan vat lewe en ervarings jou verskeie siklusse hiervan. En dit is waar ons getransformeer word. Nie deur die begin was eintlik ek sê geringe stapie nie. Ons dink is die grootste stap, maar eintlik die grootste stap is hoe ons gevorm word. Ja, die begin is die skoot wat klap om jou uit die wegspringblokke te kry. Maar ons sê ek groot waarde aan hy eerste skoot. Ja, nee, dit is dan verstaan ons nie. Ja. Daar lê nog 'n reis. Die wedloop lê voor. Daar lê, en dis nie 'n kort wedloop nie. Dis nie 'n kort wedloop nie. En dit Marius, maar kyk, iemand het geskrywe, ek kan nou nie onthou wie nie, maak nie saak nie. Iemand het geskrywe en gesê dat dit hubris is om te veel van jouself te verwag. Met ander woorde, dit is verwaandheid. Dis 'n absolute verwaandheid om te dink ek het vir Jesus aangeneem en nou is ek nou is ek okay. Nou gaan dit moet eintlik met my goed gaan. Dit moet nou, ek moet nou alles reg kry. Sien, dis verwaandheid. As jy net met een daad die sonde uit jou lewe kon uitban deur vir Jesus aan te neem, as jy net met een daad dit kon regkry, wow, ek bedoel, meneer, dan is jy sommer so nie. Maar dis nie ons verwagting nie, nee. Dis interessant, ek dink nou hoeveel mense wat luister, is in die konstante ding van, ag nee, ek is nou alweer daar. Ja. En hoe het ek hier gekom? Dit behoort nie so te kan wees. Het jy ook al so gedink? Ja, dit behoort nie so te, nee, want dit lyk nie so nie. Dit lyk as jy nie om jou so. kyk, dan lyk dit nie so nie. Dan lyk dit asof ek is dan 'n Christen, ek moes meer, ek moes nie weer hier gekom het nie. Ja. Maar dis 'n ongelooflike ding om dan daai stryd wat Paulus is te kan aanvaar. Dis die kern van jou lewe, dis die kern van jou geloofslewe. Dis die kern van jou geloofslewe. Daar moet jy voortdurend
elke dag die ou klere uittrek en die nuwe klere aantrek. En pas op as jy hulle aan het om jouself nie op die skouer te klop nie. Gaan staan so 'n oomblik voor die spieël en sê, man, nou lyk jy dan netjies. Maar ons praat daaroor, want dit is presies wat ons doen, né? Dis presies wat ons doen. Met ander woorde, ons kom by plekke en ons bereik goed en ons hou aan daai goed vas. En nou gebeur iets wat dit verander. En dan reageer ons daarop en dit het 'n slegte uitkoms. So baie mense, of ons praat van mense, hoe op dese aarde het jy daar uitgekom, né? Ja. Asof ons nie daar uitkom nie. Asof ons nie daar uitkom nie. Ja, dit is die, jy weet, soos iemand sê, but for the grace of God, there am I. Ek kyk baie keer die ouens wat as ek nou gaan draf, hierbo deur die parkie, by die dam verby, dan is daar baie van die ou rondlopers wat daar so sit, en dan moet ek in my hart, met myself hard praat, en sê, jy mag nie oordeel nie, want jy is dis net genade, dat jy hier hardloop, en nie daar onder die boom sit nie. Maar ons sukkel met onsself wat die veroordeling van ander betref, en ons sukkel met onsself wat ons hubris betref. Ons wil graag, ons verbeel ons dat ons beter is as wat ons is. En daarom het ons dag vir dag die Here Jesus nodig. Het ons dag vir dag sy genade nodig, sy liefde nodig, en dag vir dag hierdie bekering nodig. Is daar vooruitgang? Ja, ek dink daar is 'n vooruitgang, maar ons moet dalk baie versigtig wees om daarmee die prys op te stel, te sê wat is vooruitgang. Op 'n stadium het ek toe ek klas gegee het by Huguenot College, was my baas van Unisa, die prof wat oor my toesig gehou het van Unisa, was 'n metodist en hulle glo aan die perfeksionisme. En ek en hy het nou baie keer daar gekom, en skitterende ou, ek bedoel, baie briljante ou. Maar oor die perfeksionisme kon ek en hy mekaar nie vind nie, want hy het gesê, daar is 'n vlak waarop 'n Christen 'n volmaakte mens word. En ek het vir hom gesê, nee, dit werk nie so nie. Ja. En ons kon mekaar nooit op die punt vind nie, maar daar is hoe ouer ek word en hoe harder ek probeer, hoe meer ek besef ek was reg deur te sê, daar is nie so iets soos perfeksionisme nie. Ons is altyd op pad na wat die Here vir ons wil hê. Kan ek 'n ander ding net vra? Ek dink wat ek ook weer sien, is dat baie mense in die rou van die berou vashak. Veral deur godsdienstige pyniging. Kyk, jy kan jouself godsdienstig veroordeel en nie daar uitkom nie, want dit gaan nie oor die sterwe en die opstanding. En dit gaan oor 'n hartlike vreugde. So, dit voel vir ons daar's 'n sekuriteit om te dwarrel in ons, jy weet, met 'n vroomheid, nee, om te sê, ja, wie ek is 'n slegte mens, en so daar's aan die ander kant weer 'n ding net dat jy weet, dis amper soos om jouself te pynig. Jy wil jouself pynig om jou net te herinner, jy weet, ek is in beheer van hierdie ding, maar ons kom nie daar uit nie. Ons kom nie daar uit nie. Kyk, daarom bid baie mense die tollenaar se gebed verkeerd, nee. Die tollenaar het in die tempel gebid, Matteus 18:19, Matteus 19, het in die tempel gebid, gesê, Here, wees my sondaar genadig. En die mense maak daarvan, Here, wees my arme sondaar genadig. Ag Here, ek is tog 'n arme ou sondaar, en ek wil die hele tyd 'n arme ou sondaar wees, en ek wil, terwyl dan verloor jy kan sê, Here, wees my sondaar genadig, maar dan kom die hartlike vreugde van God se vergifnis. Jy is nie heeltyd 'n arme ou sondaar nie. Jy's 'n sondaar wat voortdurend die vergifnis en die liefde van die Here Jesus ontvang,
en jy verdien daar niks van nie, maar hierdie is 'n groot geskenk. En dan kom die hartlike vreugde. Jy moet iewers moet jy opstaan. Iewers moet jy weer opstaan. Jy kan nie heeltyd net bly lê nie. Ja? So kom ons kyk na ons besprekingsvraag. As die katekisme sê dat ware bekering nie 'n eenmalige gebeurtenis is nie, maar 'n daaglikse afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens, hoe help hierdie wete jou wanneer jy moedeloos voel, omdat jy telkens in dieselfde ou sondes vasval? Sien jy dit as 'n bewys dat jy misluk het, of as die presiese plek waar die Heilige Gees besig is om jou nuut te maak? En stel dit nou verskriklik mooi, want dit sê eintlik, dit is 'n ongelooflike vernuwende plek, en dan, ons moet die goeie werke doen. Hoe weet ons of iets 'n goeie werk is? En dit gaan ons nou in die volgende gedeelte met mekaar oor praat.